Goeiemôre, terwyl ons nou baie naby aan die herdenking van die hemelvaart van Jesus en Pinkstersondag, waar die Heilige Gees uitgestort was oor die 120 gekom het, wil ek net 'n paar gedagtes met u deel oor wat was die kenmerke van die Pinkstergodsdiens toe die AGS in 1908 begin is. In die eerste plek was dit 'n groot liefde vir verlore en veral arme mense. Dit het daartoe gelei dat die groei van die kerk in sy eerste 10 tot 20 jaar fenomenaal groot was. In die tweede plek liefde vir mekaar. Ons lees ook in Galasiërs 5 vers dienste, maar dien mekaar deur die liefde, en dit het veral uitdrukking gevind in die samekomste, die dienste waar getrouheid baie hoog aangeslaan was. Iemand sou nie sommer 'n diens mis as daar nie 'n baie goeie rede was nie. Die rede was dat elkeen eienaarskap van die gemeente aanvaar het en deel gevoel het van 'n liggaam waar elkeen hulle gawes gebruik het om mekaar te dien, ook in die dienste. Hebreërs 10 vers 25 was ook baie sterk hier teenwoordig. Die volgende kenmerk was die vorm en inhoud van die byeenkomste wat bepaal was deur 1 Korintiërs 14 vers 26. Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging. Laat alles tot stigting geskied. Dan in die vierde plek die waarheid oor die waterdoop van die Nuwe Testament. Hierdie waarheid was veral die een waarheid wat daartoe gelei het dat mense hulle self, wanneer hulle tot bekering gekom het, laat doop het as 'n simboliese afwassing van jou sonde, van die ou mens wat begrawe word en die nuwe mens wat weer opstaan, volgens Romeine 6 vers 4. Nog 'n kenmerk was die waarheid oor die vervulling met die Heilige Gees, waar Jesus self in Matteus gesê het, of Johannes en Matteus gesê het, wanneer Jesus kom, sal hy julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En die krag van die Heilige Gees, die dooping met die Heilige Gees, is 'n toerusting met God se krag, 'n persoonlike ervaring wat elke gelowige deelagtig kan word en wat jou krag gee om staande te bly in 'n wêreld vol sonde en ellende. Verder het die eerste kerk ook baie sterk geglo aan goddelike genesing. Volgens Jakobus 5 vers 14, dat die Here nie net in die Bybelse tyd siek mense genees het nie, maar dat dit ook vandag nog wonderwerke laat doen. Die lering oor heiligmaking, volgens Hebreërs 12 vers 14, dit was veral in die beginjare van die kerk dat mense absoluut afgesonderd aan die Here geleef het. Sonde het geen plek in iemand se lewe gehad nie. Mense het altyd bly streef om nader en nader aan Jesus te leef en meer van sy volheid in hulle lewe te ontvang. Dan natuurlik ook die lering oor die wederkoms van Jesus volgens 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Die vroeëre Pinkstermense het 'n verwagting gehad dat die Here sou terugkom voor die draai van die eeu. Maar die feit van die wederkomsverwagting het egter daartoe gelei dat mense heilig geleef het, gesoek het na die Here en sy dinge. Toe die wederkomsverwagting begin vervlou het, was daar ook merkbare afname in mense se toewyding en ywer. Die Pinksterleer oor die wederkoms sluit in die verwagting van 'n wegraping wanneer die Here weer kom om sy kinders te kom haal. Sal u bietjie nadink oor hierdie eienskappe en ondersoek instel in jou eie lewe of jy aan al hierdie kenmerke voldoen.